Goeiedag gemeente en baie welkom by nog 'n ander erediens van NG Universiteitswoord. Dit is vir ons baie lekker om jou vandag weer te kan verwelkom en ons hoop dat jy 'n baie besonderse week gehad het. Dat jy Vadersdag ook lekker gevier het saam met jou mense en dat jy ook hierdie naweek wat nou reeds verby is, ook sommer goed kon gerus het. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê waar jy ook al mag wees. Nou vriende, is altyd lekker om die erediens te begin met 'n kort belydenis waar ons almal erken dat Jesus die Here is. Ook van hierdie erediens, ook van elkeen van ons se lewens en waar ons ook al mag wees, verskillende dele van Suid-Afrika op hierdie oomblik. Daar is die Here ook Here van dit waarmee ons doenig en besig is. En ek nooi jou uit om met die volgende woorde dan saam met my hart op te bely waar ons dan vandag is. Ons begin met 'n kort belydenis waar ons sê Jesus is Here. Vriende, die Here herinner ons natuurlik aan 'n belofte dat hy oral teenwoordig is waar ons is en daarom kan ons onsself ook vandag weer aan hierdie belofte herinner as ons saam met mekaar dan hardop sê Jesus is hier. En dan vriende, weet ons die Here nooi ons uit om te kom rus, te kom wees in sy teenwoordigheid. En ons het die voorreg om dan ook vandag daarop te kan reageer. Sê saam met my die volgende woorde: kom rus in hom. Ek gaan nou vir jou geleentheid te gee om in sy teenwoordigheid te kan rus en jouself in te stel en oop te maak vir dit wat nou verder in hierdie erediens gaan gebeur. Jy is welkom te doen met so 'n asemgebed, soos wat jy inasem kan jy in jou gedagtes sê, U Gees is in my, en soos wat jy uitasem, in U hande gee ek myself. Kom ons word stil vir 'n oomblik, dan sal ek vir ons bid daarna. Ja, ons Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om vandag weer hierdie erediens, wanneer ons nou by U woord gaan stil staan, dit alles in U woord en in U naam en in U teenwoordigheid kan doen. Here, dankie dat ons weet dat U nie beperk is tot net een plek in hierdie wêreld nie, dat U nie net beperk is tot 'n kerkgebou nie, maar dat U 'n belofte maak en ons elke dag eintlik daaraan herinner dat U is waar ons is. En waar ons ook al beweeg, daar loop U saam met elkeen van ons. Dis ook ons gebed vandag, Here, dat wanneer ons dan nou hierdie week gaan ingaan, dat ons mag vashou aan hierdie belofte, onsself mag herinner aan hierdie belofte, dat U saam met ons stap. En wanneer ons dan ook na die woord toe gaan, mag U die een wees wat daardeur en in dit en met dit, ook in ons hart en ons gedagtes, kom werk. Kom praat nou en werk met ons, Here. Ons is oop en ontvanklik vir U. Amen. Vriende, ek nooi jou uit om vanoggend saam met my te luister na die volgende woorde van die wet. En die wet natuurlik is daar om ons te herinner en ons uit te nooi om onsself weer in te stel om te lewe soos wat die Here graag wil hê ons moet lewe. Daarom lees ek vir ons die volgende gedeelte uit Exodus wat vir ons sê: Ek is die Here jou God wat jou na Kanaan, na die land van melk en honing gelei het. Jy moet net vir my as jou God aanbid, die een God, Vader, Seun, Heilige Gees. Moet al jou eer en dienste ontvang. Jy moet my lief hê. Ek sal my liefde betoon aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en die liefde teenoor die hele skepping bewys. Gebruik my naam met eerbied. Aan my kom al die lof toe. Geniet die Sondag as 'n geskenk om na 'n besige week te rus, om die opstanding te vier en om tyd met geliefdes deur te bring. Jy moet eerbied hê vir jou ouers en elke vorm van lewe, vir die huwelik, vir die dinge wat aan ander mense behoort en vir die waarheid. Ek is die Here jou God, wat jou uit genade gered het. Volg hierdie riglyne uit dankbaarheid. Ek sal jou seën. Vriende, wanneer ons 'n wet natuurlik luister of aan deelneem, is dit natuurlik eintlik 'n oproep tot 'n nuwe lewe, 'n lewe van toewyding en van dankbaarheid wat ons opneem teenoor die Here. En wanneer ons dit doen, dan bely ons natuurlik daardeur ook ons geloof. En daarom nooi ek jou uit om daar waar jy is, vanoggend die apostoliese geloofsbelijdenis sommer saam met my hardop te sê. Die woorde gaan op die skerm verskyn. Jy ken dit dalk ook wel, en jy is welkom om dan saam met my hardop te bely as ons saam met mekaar sê: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen.
Dis lekker om 'n erediens op so 'n manier te begin, om te weet, Jesus is die Here, en ons gee onsself ook totaal oor aan hom. Nou vriende, om daarop verder op te bou vandag, wil ek vir jou die volgende vraag vra. Ek sou graag vandag by jou wil hoor, wie is God vir jou? Wat is die eerste gedagtes wat by jou opkom as jy aan God dink? En hoe gereeld dink jy oor wie God is? Nou kom ek gee vir jou dalk so 'n oombliekie om hierdie vraag vir jouself te beantwoord en om te dink oor jou eie godsbeeld. Hoekom is dit belangrik om stil te staan by hoe ons oor God dink? Die Fransiskaanse priester en teoloog Richard Rohr het die volgende geskryf oor die belangrikheid van 'n mens se godsbeeld. Your image of God creates you or defeats you. There is an absolute connection between how you see God and how you see yourself and the whole universe. Die teoloog Marcus Borg het dit so 'n bietjie anderster gestel toe hy gesê het, vertel vir my hoe lyk jou prentjie van God en ek sal vir jou vertel hoe lyk jou geloof. Nou vriende, dis waaroor ek vandag met julle oor wil nadink. Jou godsbeeld is die manier hoe jy oor God dink. Dis die prentjie of die verstaan wat jy van hom het. En dit mag wees dat dit vir van ons 'n vreemde gedagte is, want God is tog wie hy is, die Bybel leer dit vir ons. En dalk is jy gemaklik oor die manier hoe jy oor God dink en voel. God mag vir sommige mense 'n groot misterie wees, iets wat Psalm 139 eintlik so mooi saamvat as dit vir ons sê, hy's te hoog vir ons begrip. En dalk ervaar jy dalk ook 'n stuk spanning om verder en dieper oor God te dink. Juis omdat Psalm 139 ook ons herinner dat God dwars deur ons kan sien en al ons woorde en gedagtes reeds ken. Dit mag ons dalk skuldig laat voel. En daarom is dit amper vir ons makliker om vir God so 'n bietjie op 'n afstand te kan hou. Maar ons beeld van God maak saak. Die prentjie wat ons van God het, vorm nie net hoe en wie ons dink God is nie, dit het ook 'n impak in hoe ons die lewe aanpak en benader, hoe ek myself en ander mense sien, en hoe ek dan ook kies om teenoor hulle op te tree. Daar is nog altyd reg deur die geskiedenis gedink en gedebatteer oor God en mens se godsbeeld. En dit het veroorsaak dat daar deur die eeue heen onder andere 2 primêre denkrigtings oor God ontstaan het. Een so dominante denkrigting is wat sommige akademici die monargiese paradigma noem. En dit behels beelde soos God as koning, heerser en die een wat almagtig is. Nou, die kernelemente van hierdie model is eintlik gewortel in die beeld van God as 'n koning. Nou in kort word God voorgestel as 'n autoriteitsfiguur wat heerser van die heelal is, soos met 'n aardse koning staan beelde van oorheersing en onderdanigheid dikwels sentraal binne hierdie paradigma. Hierdie manier van dink het 'n ingrypende gevolg vir ons beelde van onsself, ons gods- of geloofslede en hoe ons rol in die wêreld dan ook sien. Nou, as ons terugdink aan Marcus Borg se woorde aan die begin, dat jou godsbeeld iets verklap van jou lewe, mag dit dalk net ook wees dat wanneer jy iets gedoen het wat buite die lyne van God se wil is, of waar jy hom miskien teleurgestel het, dat jou skuldgevoelens jou kan oorweldig en 'n afstand tussen jou en die Here kan veroorsaak, omdat jy eintlik nie meer waardig genoeg voel om hom te kan dien nie. Nou, 'n tweede paradigma van hoe oor God gedink word, is die prentjie van 'n deernisvolle, teenwoordige God, wat in verhouding met sy skepping staan en dit styf vashou. Hierdie prentjie nooi jou amper uit om weg te beweeg van 'n beeld van God wat ver en bedreigend voel, tot by 'n beeld van 'n ervaring van God wat medelee het met die skepping en met elkeen van sy skepsels. Daar is 'n magdom prentjies natuurlik, uitbeeldings en tekste in die Bybel van God wat jou uitnooi om hierdie God te ervaar. 'n God wat naby aan sy skepping is, wat selfs kwesbaar voorkom, wat saam huil, wat saam die pad van die lewe stap en wat die vertrooster wil wees in jou lewe. Nou gemeente, ek is nie hier om vandag jou godsbeeld af te skiet of om te sê dat jy die verkeerde beeld van God het nie. Al wat ek graag vandag saam met jou wil bereik is dat ons sal besef dat ons nooit kan ophou dink oor wie God is nie. Richard Rohr skryf juis oor God as 'n groot misterie en dan sê hy, hierdie misterie van God beteken eintlik net dat daar 'n oneindige dimensie en diepte van God is wat ontdek en geken kan word. Die Ierse filosoof Richard Kearney
praat ook van die gedagte dat ons aanhoudend besig moet wees om ons gedagtes, prentjies en beelde van God moet herbesoek en nie met 'n finale en 'n absolute antwoord oor God moet werk nie. Want sê hy, om weer nuut oor God te kan dink, om ons godsbeeld weer te herbesoek, nooi ons eintlik uit om ons godsbeeld te verruim. Dit is my so mooi. En dit laat ons natuurlik toe om oop te wees vir nog en nuwe maniere waarop ons God kan ervaar en beleef, in verskillende dele dan nou ook van ons lewens. As ons 'n geloof of 'n verhouding met diepte wil skep en wil ontwikkel met die Here, moet ons dieper en aanhoudend oor God kan nadink. Iemand het met ek eerder sê die waarde hiervan een keer vir my op so 'n manier verduidelik. Hy het gesê, jou beeld van God kan soos 'n dam wees. En binne in hierdie dam het 'n klomp verskillende waarhede oor God oor tyd opgedam. Maar wat ons dan geneig is om te doen is om 'n visstok te vat en dit in hierdie dam in te gooi met die hoop om 'n sekere waarheid daaruit dan nou te kan trek. Nou ongelukkig laat so 'n prentjie van God ons met min ruimte vir verwondering en vernuwing. Alles is opgedam en alhoewel dit vir ons 'n klomp sekerheid verskaf, is die probleem met water wat vir te lank stil staan en nie beweeg nie, dat dit ook oor tyd brak kan word. Of jou beeld van God kan soos 'n stroom lewende water wees. Wanneer ons in hierdie stroom kom staan, wat van ver af uit die geskiedenis kom en wat al baie draaie deur die geskiedenis en deur die eeue heen gemaak het, wys dit ook vir ons waarheen die waarheid wat daarin vloei met ons op pad is. En die wonder hiervan is elke keer as jy weer in hierdie stroom gaan staan, gaan daar nuwe water oor jou voete vloei en gaan jy weer opnuut bewus word van iets anderster binne in hierdie stroom lewende water. Nou Kearney sal byvoorbeeld sê dat ons konstant besig moet wees om weer en weer in hierdie stroom lewende water te gaan staan. Dit gaan herbesoek, omdat dit ons dan kan help om ons prentjie van God en wie God is te kan verruim. Nou vriende, 'n teksgedeelte in die Bybel, wat vir my amper die begin van so 'n stroom lewende water is Eksodus 34. En daarom nooi ek jou dan uit vandag, en jy is welkom dit ook op die skerm te volg, om saam met my in hierdie stroom lewende water te kon staan, wat ons beeld van God vir ons kan verruim, en ons weer met verwondering oor wie God is, kan laat. En dit is die twee aangrypende verse in Eksodus 34, vers 6 en vers 7. Natuurlik die agtergrond hier is die 10 gebooie word weer opgeskryf en daar kom 'n ander klomp wette wat dan daarby kom. God praat met Moses in hierdie oomblik en dan sê hy vir hom in vers 6 en vers 7 die volgende. Terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here. Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortredings en sonde, maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders en kleinkinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag. Ons lees net tot daar vandag. Dit is eintlik 'n aangrypende gedeelte waar God verskriklik doenig is en die hele tyd praat. As jy moet gaan eintlik merk in jou Bybel hoeveel keer die woordjie ek in hoofletters voorkom of waar dit is wat God of die Here dan nou besig is om te praat. Nou vriende, terug by die gedeelte. Ons weet natuurlik dat die Bybelskrywers verskillende metafore en beelde gebruik het wanneer hulle oor God gepraat het, om iets van hom verstaanbaar te kon maak vir die eerste leser en hoorder. So daarom het hulle spesifieke beelde en taal gebruik wat die mense kon verstaan het. Maar ons weet ook dat dit onmoontlik is om God te beskryf wie groter is as wat enige verstand natuurlik kan begryp. Maar wat dan nou vir my werk besonders is wanneer dit by hierdie teksgedeelte, hierdie twee wonderlike verse kom, is dat dit die eerste keer in die Bybel is wat God iets van sy karakter kom bekend maak en kom openbaar aan sy volk. En daarom interessant genoeg is hierdie twee verse die mees aangehaalde verse in die Ou Testament. Ander skrywers het ook hierdie woorde gebruik wanneer hulle oor God gepraat het. Gaan lees maar net byvoorbeeld iets soos in Numeri 14, Nehemia 9, Psalm 85, 111, 112, 145 en selfs ook Joël 2. En daar's nog klomp ander voorbeelde in die Ou Testament hiervan. Hierdie verse is meer as 22 keer direk in die Ou Testament aangehaal en dit moet vir ons eintlik iets sê en wys oor hoe die skrywers van die Bybel natuurlik oor God gedink het. Nou wat vir my nog meer besonders is die konteks waarin God hier met Moses praat.
Net voor hierdie ontmoeting, in die hoofstuk net voor dit, was Moses op die berg gewees en het die volk toe besluit om 'n goue kalf te maak en hulle dit toe begin aanbid. Ons kan nie dink hoe seer dit vir God moes gemaak het. Hy was totaal en al ontsteld gewees met hulle. So ontsteld dat hy nie eers meer kans gesien het om met hierdie volk die beloofde land in te gaan nie. Maar ten spyte van hierdie pyn wat mense veroorsaak het, die verhoudings wat tussen hulle gebreek het, kom verklaar God iets van sy diepste wese en karakter aan die mens. Hy is barmhartig, genadig, lankmoedig, betroubaar, vol liefde en ja, ook regverdig. Wat het hierdie woorde in die mond van die skrywers van daardie tyd beteken? As ons kyk na elkeen van hierdie woorde en ons begin by die woordjie barmhartigheid of barmhartig, dan is dit die Hebreëse woord ragoon. En dit beteken om 'n diepe emosionele ervaring te hê wat God in sy diepste binneste ervaar. Wat maak dat wanneer hy ons sien, hy wil uitreik na ons toe en ons wil omarm. Dis 'n diep compassion wat God vir ons het en waarmee hy ons elkeen wil kom ontmoet. Genade of kanoen in Hebreëus beteken dat hy aanhoudend guns aan iemand bewys wat dit nie verdien nie. Dis iets wat God aanhoudend vir my en jou doen en ons vrylik ook gee. Lankmoedig is eintlik die Hebreëse gedagte agter hierdie woord wat verwys na iemand wat lank van neus is. En dit klink nogal vreemd vir ons, doen dit nie. Maar as jy kwaad geword het, gou kwaad geword het, in daardie tyd so mense verwys het na jou as iemand wat warm brand, jou neus het gou kwaad geword, jy het 'n kort neus gehad. En daarom sê die skrywers of gebruik die skrywers hierdie metafoor om te verduidelik dat God nie gou kwaad word vir ons nie. Hy is geduldig met ons en hy gee vir ons genoeg tyd om dit wat ons verkeerd gedoen het, weer reg te kom stel. Die liefde, gesed, 'n liefde wat kom uit 'n diepe omgee vir die mens. Die liefde is ook 'n liefde wat getuig van God se lojaliteit aan ons. En ons sien dit natuurlik in die beloftes wat hy aan elkeen van ons gemaak het, reg oor die eeue heen, want God het nog nooit sy rug op ons gedraai en sy belofte aan ons gebreek nie. Betroubaar, emet, 'n Hebreëse woord wat verwys na 'n ruimte wat vir ons geskep word waar ons veilig kan voel by God. Omdat God betroubaar is, kan ons altyd veilig by hom wees en voel. Maar hy is ook regverdig, mishpat. Hierdie Hebreëse woord beteken om herstel te bring aan dit wat verkeerd is. En wat dan in hierdie konteks en wat dit vir ons in hierdie konteks beteken, is as ons as God se mense nie herstel bring aan dit wat sleg en gebroken word deur ons keuses nie, gaan die nagevolge van ons keuses altyd by ons bly. Dink maar net byvoorbeeld aan Israel wat ongehoorsaam was aan die Here en as gevolg van hulle ongehoorsaamheid was die ballingskap 'n nagevolg van hulle keuses en hulle aksies gewees. God bring deur sy aksies herstel. Die Ou Testament getuig so duidelik daarvan. Jesus se lewe getuig vir ons daarvan. Dis wat hy vir ons elkeen ook wil hê. Herstel in ons lewens en herstel in ons verhouding met hom. Al hierdie woorde is natuurlik ook verbondsterme. Wat vir ons kom bevestig dat dit is hoe God oor my en jou voel en hoe hy in sy diepste wese oor elkeen van ons dink. Soos ons nou weer hierdie nuwe waarheid herontdek en weer vandag daarby gaan stil staan, is die vraag dan nou eintlik, hoe verruim dit ons verstaan en ons beeld van God? Hoe verander dit die manier hoe ek en jy oor God van nou af ook weer dink? Nou vriende, hiermee sluit ek vir ons af. My gebed vir elkeen van ons is dat ons nooit sal ophou dink oor God nie, sodat ons altyd verwonderd gelaat kan word en sal kan verdiep in ons verhouding met hom. Soos ons nou meer en meer in hierdie stroom lewende water kom staan, mag ons God op 'n wonderlike nuwe manier ervaar. En ook in die klein oomblikke van ons lewens, ook in die hartseer en die vreugdevolle oomblikke van ons lewens, bewus word van sy nabyheid. Mag jy hom ook weer opnuut leer ken, as 'n God wie regverdig is, maar wie ook barmhartig, genadig, lankmoedig, betroubaar en vol liefde vir jou is. Amen. Kom ons sluit ons oor. Hemelse Vader, dankie dat ons weer opnuut vandag kan kom bid, opnuut weer vandag kan kom dink, en ook weer opnuut vandag kan kom sien wie U is en hoe U oor elkeen van ons dink.
Dankie Here dat U Uself op 'n wonderlike manier aan Moses openbaar het en dat dit vir ons so ook beskryf is en vasgevang is in die woord, sodat ons dit onsself ook weer elke dag daaraan kan herinner. Here, U is nie ver van ons nie, U is nie 'n God wat met 'n vinger na elkeen van ons wys nie, U is 'n God wat vol liefde is, barmhartig, genadig, nie gou kwaad word vir ons nie, en wat vol trou is. Betroubaar is, Here. En daarom kan ons veilig ook by U voel en wees. Dis my gebed, Here, dat elkeen van ons 'n keuse sal maak om elke dag weer vir 'n oomblik in hierdie lewende water van hierdie stroomlewende water van wie U is te kom staan. Sodat ons elke dag weer opnuut iets nuut van U kan hoor, kan ontvang, kan raak sien. Sodat wanneer ons met ons hartseer, met ons vreugde daarin kom staan, Here, dat ons ook met daardie omstandighede in ons eie lewens U sal herontdek vir wie U is. Here, dit is my gebed. Mag ons U al hoe meer leer ken in ons lewens, as ons op hierdie manier wie U Uself aan ons kom openbaar het. En mag dit ons beeld, ons gedagtes, ons prentjie van U vir ons kom verruim. Amen. Vriende, ons wil jou graag net herinner om sommer asseblief na hierdie uitsending dan nou na ons webwerf toe te gaan om te sien waarmee ons alles besig is. Jy kan ons natuurlik ook op sosiale media volg. Wie neem sommer net kennis daarvan dat ons Japie se uitreik reeds al vroeg vanoggend vertrek het en ons fietstoer ouens vertrek môreoggend baie vroeg. Bid asseblief vir hulle dat die Here hulle sal veilig hou en dat hulle hande en voete regtig waar gebruik sal word tot uitbou en verheerliking ook van sy koninkryk. As jy die Here wil dien met jou offergawes, dan vra ons jou ook om die link in die comment gedeelte na hierdie uitsending te volg of dan op ons webwerf 'n draai te maak sodat jy ook die Here kan dien met jou offergawes. Ontvang asseblief dan nou die Here, die seën van die Here. En jy is welkom om jou hande so in 'n bakkie te maak sodat jy dit vir jouself kan toewy en met jou kan dra in hierdie week wat vir jou voorlê. Mag jy dit glo en mag jy dit ook weet dat waar jy ook al mag gaan hierdie week wat vir jou voorlê, dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en oorvloedige teenwoordigheid van die Heilige Gees saam met een en elkeen van julle sal wees en sal bly. Amen. Mag jy 'n wonderlike week hê. Ons sien jou weer volgende week.